Is daar 'n verskil tussen verordeninge, insettinge en gebooie? Die woord Torah beteken onderrig of instruksie, en dit is inderdaad deur Majesteit Jahwe gegee as die opdrag vir die lewe. Alles wat in die lewe geadministreer word, het sy in die gemeente of in 'n mens se eie persoonlike lewe, moet uit die skrif kom. Toe Elohim sy volk Israel in 'n nasie onder die Sinai-verbond georganiseer het deur die menslike leierskap van Moses, het hy 'n administratiewe stelsel gemagtig wat nie net priesters ingesluit het nie, maar ook regters om hulle op die pad van geregtigheid te hou. Sien byvoorbeeld Deuteronomium 1 vers 16 tot 17. Hierdie regters moes hulle geordende pligte uitvoer volgens die wette, insettinge en oordele of verordeninge wat Elohim aan hulle sou openbaar, het sy direk, soos met die 10 gebooie, of deur sy boodskappers. Alhoewel 'n verskeidenheid terme in die skrif gebruik word om Majesteit Jahwe se instruksies aan sy volk en hulle amptenare te beskryf, word hulle gewoonlik opgesom onder die 3 breë kategorieë van insettinge en verordeninge en wette, volgens Levitikus 26 vers 46. Hierdie terme beskryf onderskeidings in die manier waarop Elohim se instruksies beskou word, eerder as die geldigheid of belangrikheid daarvan. Hulle verteenwoordig almal sy wil. Almal van hulle moes gerespekteer en gevolg word. Die Hebreëse woord wat met wet vertaal word, is Torah. Wanneer dit saam met die bepaalde lidwoord, die wet, gebruik word, verwys dit of na die reg in die algemeen, of na 'n spesifieke aspek van die reg. Dit verwys dikwels na die hele wet wat Elohim aan sy volk Israel gegee het. Torah dra ook die breër betekenis van leringe, veral wanneer dit sonder die bepaalde lidwoord gebruik word. Soms, wanneer dit so wyd gebruik word, blyk dit selfs dat die woord die hele liggaam van geopenbaarde instruksies wat in die Tanach of Oud-testamentiese geskrifte vervat is, impliseer. Majesteit Jahwe se opdragte aan sy volk en hulle amptenare word gewoonlik saamgevat onder die 3 breë kategorieë van gebooie, insettinge en verordeninge. Hier volg 'n definisie van elkeen. Gebooie. Dit is die ewige aard of natuur van Majesteit Jahwe. Hulle verander nooit nie, sien Psalm 111 vers 7 tot 10. Die eerste 4 van die 10 woorde in Exodus 20 som op hoe om ons Skepper lief te hê en te aanbid, en die laaste 6 som op hoe om ons naaste lief te hê soos onsself. Insettinge. Dit is toegepaste wet, verorden voor die feit, soos byvoorbeeld die afgesonderde dae in Levitikus hoofstuk 23. Dit was uiteengesit en vasgelê met die skepping, sien Genesis 1 vers 14, en die vasgesteldheid daarvan verander nooit nie. Die woord insettinge, of statutes in Engels, verwys na 'n spesifieke tipe wette. As die Afrikaanse vertaling van die Hebreëse woorde gok of chuka, verwys die woord statuut of insetting na 'n gesaghebende verordening, dekreet of ordonnansie. Skriftuurlike statute of insettinge kan vasgestelde tye soos afgesonderde feeste bepaal, belangrike gebruike definieer en selfs die wyse of prosedure bepaal waarvolgens sekere lewensbelangrike sake hanteer moet word. Omdat hulle Elohim se denke openbaar en sy prioriteite weerspieël, is hulle uiters leersaam as goddelike riglyne vir regverdige gedrag. Verordeninge. Dit is toegepaste wet volgens situasie. 'n voorbeeld hiervan is 'n prokureur wat sy due diligence vir 'n saak doen
en hy gaan na die biblioteek en probeer 'n presedent vind wat in 'n ander saak geskep was om sy saak te wen. 'n Voorbeeld kan wees soos wanneer jy 'n heining in jou erf wil bou, dan sal jou prokureur kyk of 'n ander volksgenoot 'n afwyking het om 'n heining in sy erf te bou, sodat jy ook toegelaat kan word om dieselfde te doen op grond van die voorafgaande toepassing of presedent van die wet in jou naaste volksgenoot se geval. Verder is verordeninge besluite wat deur regters gelewer word om die toepassing van bestaande reg te verduidelik, te verbreek of te beperk. Om te verseker dat menslike regters betekenisvolle riglyne en presedente sal hê om te volg in die uitoefening van hul regterlike verantwoordelikhede, verskaf Elohim voorbeelde van hoe hy oordeel in die skrif. Majesteit Jahwe se oordeele illustreer hoe regverdige besluite geneem moet word volgens die beginsels wat in sy wette en insettinge geopenbaar is. Hy gee opdrag aan alle regters wat verantwoordelik is vir die maak van oordeele wat nie spesifiek in die Torah gedek word nie. Ons lees in Jesegiel 44 vers 24 as volg: En oor 'n regsaak moet hulle optree om reg te praat, volgens my verordeninge moet hulle dit uitoefen, en hulle moet my wette en my insettinge hou. Hy sê ook vir hulle in Levitikus 19 vers 15, en ek quoteer: Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Einde van quotering. Die meeste Oud-testamentiese wette wat in die Tanach voorkom, was verordeninge of oordeele. Die meeste verordeninge is nie van toepassing op baie mense vandag nie omdat dit enigsins mee weggedoen was nie, maar omdat verskeie wette te doen het met onder andere boerdery, baie mense boer nie vandag nie, en of burgerlike regering of rigters, en daar is geen siviele regering in Jahwe se gemeente of volk huidiglik nie. Hierdie wette is dus nie van toepassing nie. Weereens, nie omdat enige wette mee weggedoen was nie, maar omdat ons nie huidiglik in die omstandighede van daardie spesifieke wette leef nie. Om verder te verduidelik, sal dit gelykstaande wees soos wanneer jy nie 'n rybewys het nie, dan sal die padverkeerswette nie op jou van toepassing wees nie, omdat jy nie bestuur nie. Maar daar word niks mee weggedoen as gevolg van jou huidige lewenssituasie nie. As jy op enige stadium wel jou bestuurslisensie ontvang, dan sal die padverkeerswette natuurlik onmiddellik in jou situasie van toepassing op jou wees. Nog 'n belangrike punt om te onthou met verordeninge is dat dit dien as presedente vir menslike verhoudings. Die letter van die wet of Torah verander nie, maar die toepassing daarvan mag wel verander. Kyk na die volgende skrifgedeelte as voorbeeld in Deuteronomium 22 vers 8. As jy 'n nuwe huis bou, moet jy 'n lening aan jou dak maak, sodat jy geen bloedskuld op jou huis bring as iemand daarvan afval nie. In antieke Jesrael, waar temperature 45°C of meer kon bereik sonder reën vir 7 maande van die jaar, was dit uiters warm en mense het in die aand op die dak van hul huise gegaan om af te koel. Majesteit Jahwe het 'n instruksie vir mense gemaak om 'n heining om hul dak te sit, om hul naaste te beskerm teen seerkry wanneer hulle op jou eiendom is. Nou kan iemand op 'n fariseërse manier na hierdie wet kyk, en al is hulle dak skuins en het 'n toring en 'n voël kon nie daarop rus nie, sal hulle in elk geval uit selfregverdiging 'n heining daarom bou. Hulle mis heeltemal die gees van die wet. Die gees van die verordening hier gaan nie eenvoudig net oor heininge op dakke nie, maar oor die verantwoordelikheid om jou naaste te beskerm wanneer hulle op jou eiendom is. In die gees van hierdie verordening kan ons as voorbeeld sê, indien jy 'n ingeboude swembad in jou agterplaas gehad het,
sou jy 'n heining rondom dit moes oprig, sodat geen een van jou naaste se kinders moontlik kon inval en verdrink nie. Naaste liefde in aksie, verantwoordelikheid teenoor jou naaste. Dit is hoekom die wet nooit verander nie, maar die toepassing daarvan kan verander volgens die situasie. Terwyl insettinge toegepaste wetgewing is wat konstant bly, soos byvoorbeeld die afgesonderde dae in Levitikus 23, word verordeninge volgens situasie toegepas. Tesame lê Elohim se gebooie, insettinge en verordeninge of oordele die grondslag vir 'n regverdige samelewing en die administratiewe prosedures wat nodig is om dit te beheer. Hulle bevat almal beginsels wat op alle Adamiete van toepassing is en wyd genoeg is om by nuwe situasies aangepas te word. Selah.